En as jy hom nie nou die prentjie sien dat hy kan werk nie, dan maak ons hom werk. Want daar is maniere, ons is Afrikaners man, ons maak 'n plan, jy bou om 'n ding. Die taksies wat ons kinders van die pad af ry hier in die dorp nie. Ons kan dit self doen. Ons kan Australië, Kanada, Nieu-Seeland en Engeland natuurlik. Nou ja, ek wil nou nie ons moet mense. Ek het ook 'n geraamte in die kas, Engelse familie. Ja, dis verskriklik. Goeiedag, dit is Burger Lambrechts hierso, die kommunikasiebeampte van die Oranje Dorpsraad. Nou hierdie is nou 'n nuwe formaat van kommunikasie wat ons van die dorpsraad se kant af gaan probeer, waar ons net eintlik vriendelike, amper informele gesprekke met 'n klomp positiewe Oraniërs gaan voer. Wel dalk negatief is ook, ons sal sien hoe dit ontwikkel, maar die persoon wat veral veroorsaak het dat ons nou hierdie gesprekke begin doen, iets wat ons al lankal teoreties oorweeg het, is Clifford Clarkson. En daarom is hy ook sommer ons eerste gas, want hy het in die laaste week of wat ons gekontak en ek en hy en van my kollegas het gesprekke gehad oor die nodigheid en die waarde wat hierdie tipe gesprekke kan hê vir enige belangstellende en veral vir boere Afrikaners. So, Clifford, miskien as jy dalk ons net ietsie van jouself vertel, hoe lank is jy al in Orania en jou geskiedenis en so aan? Ja, ek bly nou al 13 jaar in Orania. Ek het hierheen gekom juis oor wat daar buite in Suid-Afrika aan die gang is. Ek beskou Orania as 'n land op sy eie. Ons praat Oraans, nie Afrikaansie. So ons is boere wat hier sit. En ek het juis al van 1995 wat ek gereeld Orania besoek het, was dit my droom om eendag hier te kom bly. Veral nadat die land in 1994 verander het, was dit nie vir my nie, want ek weet dit is teen my beginsel, teen my grein, om buite my volk te bly. En inteendeel, dis tog skrif, jy mag nie 'n persoon bo jou aanstel wat van jou volk nie is nie as jou koning, so dis 'n absolute ding by my. So ek glo daar's baie Suid-Afrikaners wat dieselfde voel, en toe ek nog in die polisie was daar baie van my kollegas wat dieselfde gevoel het, maar weens druk en polities korrektheid moes hulle nou maar die ander wang draai en ander pad kyk, en tog was ek baie gesog onder die swart polismanne gewees. Wel, na die moord op my seun toe ek na Orania toe getrek, en ek is vandag nog absoluut dankbaar daarvoor, want hier kon ek weer my lewe, my voete vind, my lewe weer reg kry. Is maar 'n skok as sulke goed oor jou lewe kom, maar ek wil ander mense ook maar bemoedig, voordat hulle dink hulle wil oor see gaan, oorweeg eers Orania, voor jy daai besluit neem. Ja, sien, ek het ons gesê, ons gaan 'n positiewe stem begin mee, so, dis presies wat jy is, Clifford. Jy het nou al klaar begin verwys daarna, die huidige stand van sake in Julie 2025, is dat daar skielik in die onlangse verlede 'n nuwe opsies vir Afrikaners van oor die wêreld seker, maar seker nie, Afrikaners in Suid-Afrika ontstaan het met die dat Amerika vlugtelingstatus aanbied. Alhoewel, op die stadium is dit nog 'n ding wat so half sloer, daar's 'n handjievol voorbeelde, iets soos 50 mense het gegaan, en dit is intussen ten spyte van die feit dat daar tiende of dalk honderde van duisende mense is wat aansoek gedoen het, gebeur daar nie regtig nou iets nie, maar alle aanduidings is dat dit wel 'n roete is wat mense kan volg. Hoe voel jy daaroor, veral uit 'n Orania hoogpunt uit? Weet jy, in Orania het ons alles wat in Amerika is. As ek nou sê alles wat in Amerika is, dan bedoel ek nou, ons het 'n kultuur, ons het voetslaanpaaie waar mense kan gaan voetslaan, want onthou nou, dit wat die mense in Suid-Afrika van Amerika weet, kom uit Hollywood uit. En dit moet al klaar 'n rooi vlaggie waai. Want hulle het 'n ding geskep wat nie is nie. Ek het baie familie in Amerika. My meeste familie, jy kan aan my van ons nou dink, my meeste familie bly oor see, veral Amerika, Australië, Kanada, Nieu-Seeland en Engeland natuurlik. Nou ja, ek wil nou nie ons moet mense. Ek het ook 'n geraamte in die kas, Engelse familie. Ja, dis verskriklik. Met Jeremy Clarkson is nie een van hulle nie. Ja, hy's familie, ver langs is hy familie. Maar my neef se niggies en goed wat daar bly. Maar nou die ander ding is, ons moet net een ding onthou.
Die gras lyk groener aan die ander kant. Nou as jy in Orania, sê nou maar jy het van tevore Orania toe gekom en jy het maar weggetrek want dit is te hard hierso. Jy gaan nie oorleef in Amerika nie. Want hier werk almal self. Jy moet net een ding onthou, wat 'n pluspunt nog is om eerder Orania te kom. Kom ons kyk na die dwelmprobleme daar buite. In Orania is dit 'n algemene kennis dat ons verdra nie, ons het 'n zero, is ek die Engelse woord zero tolerance teenoor dwelms, wat 'n baie goeie ding is. Dwelms is veronderstel om vir siek mense te gee om hulle kampte gesond te maak. Nou as ek nou sê kampte, dit is nou wat die farmaseutiese maatskappye sê. Maar as jy nou gaan vat dat die misbruik daarvan in Amerika is so groot dat dit is nie eens meer dit word nie eens meer aangespreek nie. Ons weet dit, daai mense in Amerika wat in die strate so lê en nie werk nie, is almal ou dwelmslawe. Jy kan maar gaan kyk en ongelukkig het die weermag het ons begin met die LSD ding in Amerika vir toetse en al daai klas van dinge. So jy sien Amerika nou as hierdie wonderlike plek omdat dit is in jou onderbewussyn gedruk deur Hollywood. Kom eers Orania toe. Kom toets eers die waters voor jy soontoe besluit. Onthou net as jy soontoe gaan, jou kultuur is daarmee heen. Jou kinders is nie meer Suid-Afrikaners nie of boere nie. Hulle gaan daai Engels praat dat hulle tande stomp raak. Hulle gaan daai kultuur moet aanleer. En dan is daar nou nog natuurlik, kom ons praat 'n bietjie kultuur. Jy gaan nie ons danse en ons boeremusiek, veral die mense wat lief is vir boeremusiek soos ek, gaan jy nie daar kan oor die algemeen luister. Alles gaan vir Engels. Ja. En nou het ook verskillende kulture daar. Dis nie net die Engelse kultuur nie, as 'n mens van baie van die jou groot meerderheid van jou Amerikaners is maar Ire. Hulle was as slawe sin toegevoer. Min mense weet dit. Hulle was slawe gewees en toe het hulle nou maar vry geraak. En een van die Clarksons, wat nou Thomas Clarkson, hy was die ou wat geveg het vir die vryheid van die slawe. Nou ek hoop maar dit was vir die Ire, maar in elk geval, want swartes in Amerika het ook slawe gehad. So die mense kyk daai goed mis. Dan is die ander ding ook daar, die skole daar. Die mense wat daar gaan skool gaan. Onthou ons mense het dan 'n bietjie meer van 'n strengheid in. Jy gaan nie dit daar kry nie. Ons sien dit as 'n onderwyser bietjie hard met 'n skoolier praat, dan word dit sommer gedagvaar. En elke dorp het sy eie reëls. So as die woke mense 'n dorp, almal weet nou wat is woke. As woke mense 'n dorp beheer, wees verseker jy gaan klippe kou daar. Ja. Maar jy gaan probeer met jou Christendom wil vorentoe kom en dan gaan hulle vir jou teenstaan. Ons weet van 'n kerk in Amerika wat absoluut teen hierdie ding is van die Afrikaners wat na Amerika toe gaan. En dan dit is nie net wit Afrikaners wat kleer. Dis die kleerlinge gaan ook soontoe, die bruin mense van ons en hulle tradisies is maar baie na aan ons en alhoewel nie heeltemal dieselfde nie, hulle is baie na aan ons en hulle self gaan nog probleme ondervind soos die tyd aanstap. Nou lyk hy nog na 'n avontuur. Maar wag laat daai avontuur, daai bubbel net bars. Dan het jy probleme, jy kan nie terugkom nie. As gestel, byvoorbeeld jy sit nou daar in 'n familielid, baie naby familielid vir wie jy baie lief is, kom te sterwe. Jy kan nie begrafnis toe kom nie. Wat van die werk wat jy daar gaan doen? Dit is van jou la werke. Ek bedoel, jy gaan hande arbeid daar verrig. Moenie dink as jy 'n dokter hier is, jy gaan 'n dokter daar wees nie. Nee, jy moet gaan weer oor eksamen skryf. Mense wat hare sny, moet weer gaan oor leer daar. Ek bedoel, ek praat uit ondervinding van familie van my wat nou maar weer teruggetrek het daai kant toe, wat hier gestudeer het, hulle moes alles weer gaan doen en dit kos duisende dollars. So mense moet eers dink. Nou ek kan seker maar vir jou ook dan nou maar die positiewe dinge gee van sal ek nou maar sê Orania. En dit is dat ons het ons eie geldstelsel. Ons gee werk vir ons eie mense. Die negatiewe is natuurlik baie koud in die winter en baie warm in die somer, maar ons pas aan. As jy vir dit kan aanpas, dan kan jy vir enige iets aanpas. En dan die ander ding ook, wat mense nie die oog moet verloor het nie. Hoeveel van ons mense het vir hierdie land gesterf? Nou gooi ons dit nou weg. Ek verstaan daar's mense wat nou Amerika toe gaan en dit alles verloor. Hoor hier, ek weet hoe hulle moet voel. Ek dink jy het jou huis verloor, jy het jou
integriteit verloor, jy het nie meer werk nie, mense loop oor jou, jou mense word doodgemaak op die plase, ons weet hoe dit voel. Nou is jou uitkoms is nou Amerika so my hart gaan uit vir daai mense. Maar as jy eerder Oranje toe kan kom, dan bou ons hierdie volk. En ek het hier 'n brief, ek kan dit seker net so vir die video wys. Dit het Dr. Verwoerd vir my ouma geskrywe daardie jare. Anna Makland ook. Ja, ek sien 1960. Ja, toe hy nou natuurlik wou 'n republiek van Suid-Afrika maak. Nou hulle sê hy is nou die vader van apartheid, wat nie so is nie. Maar die mense wat geskiedenis ken sal in elk geval die waarheid weet. Dit kom met Malan se tyd uit. Maar hierdie brief het hy deur moeite gegaan. Ek bedoel, hy is doodgemaak vir sy droom. 'n Jopie Fourie, vir wie het hy geveg? Hy is doodgemaak vir sy droom en sy trots van sy volk. Dillery is deur die regering doodgemaak. Daar was 'n prentjie van hom. Ja. Ek het ook Wat van Verwoerd aan die woord, Ja. terwyl jy nou praat van Dr. Verwoerd. So, en wat van die voortrekkers? Baie van die mense wat nou wil oorsee gaan, wat nie dit baie goed deurdink nie, was nageslag van die voortrekkers, daar was 'n belofte gemaak, die belofte, wat hulle moet nakom. Jy gaan dit nie in 'n ander land kan doen nie. Ons vat die beside notes, wat ons heeltemal uitgemoor was, daar's 'n hele geskiedkundige storie oor hulle. Het hulle nou verniet doodgegaan? Het ons mense wat op plase vermoor is, en wat geliefdes verloor het, is hulle nou verniet doodgegaan. So, Oranje bied vir mense baie meer dinge. Jy kan jou besigheid hierna toe skuif. As jy in Kimberley bly en die water is nie daar nie, skuif Oranje toe. Ons het baie water. Ons het genoeg. ja. Ons het ons eie krag. Ons is nie afhanklik van die load shedding beerdkrag wat hulle in die republiek het nie. Ons het nie taksies wat ons kinders van die pad af ry hier in die dorp nie. Ons kan dit self doen. Ons kan dit self doen. Ons het nie elektriese Ons kan hulle voertuie. self van die pad afry. Ja, ons het elektriese voertuie, as die petrolprys baie hoog styg, en ek glo dit gaan in Amerika dieselfde wees. Onthou, daai prentjie lyk nog mooi. Daai gras is groen. Ja. Amerika is gewikkeld in 'n potensiële oorlog. Mense vergeet dit. Ja. Hulle vergeet dat die sleeper cells, ons noem dit die sleeper cells, het lank reeds met Biden, dit is nou Sleepy Joe, het hulle al die land binne gekom. Hulle wag net vir die Ayatollah om sy mond oop te maak en te sê nou is die tyd. Dan is daar groot chaos in Amerika in die stede, veral in die hoofstede en daai plekke. Ek weet nie of die mense bewus is van die goed nie. En dan die mense wat wil oorgaan, hulle gaan geskandeer word. Hoorie, hoeveel kriminele rekords het jy? O nee, ons kan jou nie vat nie, jy moet maar bly. Dan moet hy tog bly. En wat gaan hy dan doen? Ek bedoel, dan is daar daar's baie mense wat soorte is, hulle gaan kyk op jou Facebook en al jou platforms, al die negatiewe goed wat jy oor Donald Trump die vorige keer geskryf het, en goed gaan hulle optel. Die mense is nie aan die slaap nie. Maar ons as Suid-Afrikaners, ons wat Oraniërs is, ons het daai mense nodig. Want onthou nou, die manne met die geld gaan ook uit. Ek bedoel, dit is mense met kundigheid wat ook weggaan. Ons het dit hier nodig. Kom ons bou Oranje. Laat hy is absoluut, kyk, hy is selfstandig, maar laat hy meer selfstandig is, laat die grondgebied groter raak. Ons het ons nou Cambro, wat ook een van die 4 identiteite van Oranje is, waar ons plaas het, want ek het nou die dag op ek dink Facebook gelees, wat iemand sê, maar hoe gaan hulle vir hulle self kan kos gee, die kos moet verby te kom. Luister, ek het nog nie een keer hier honger gely nie, en ek het nie nodig om na ander plekke toe te gaan om kos te kry nie. Ja. Ons groei alles self, ons het ons hoendertjies, ons het ons eiertjies. Ja, ek dink wat voedselsekerheid betref, kan ons definitief nog beter doen. Ja. Maar dit is waar, dat ek so dink, as daar een of ander groot apokaliptiese ding gebeur in die wêreld, en nou moet ons net vir onsself sorg, dan sal ons lewendig bly. Ons gaan miskien nie 'n volledig gebalanseerde dieet hê nie, maar ons sal almal in die dorp lewendig kan hou as dit regtig moet. Maar as ons nou nie praat van 'n totale ondergaan van die hele wêreld nie,
as ons geleidelik groei na onafhanklikheid toe, dan is dit iets wat ons nog beter kan en moet doen om 'n volledige voedselsekerheid te hê. My gunsteling vleissoort is natuurlik wildsvleis. En ek dink Orania het volop wild. En kom ons vat ons kundige mense hier in Orania. Kundige mense het dat ons vandag hierdie krag, ons eie krag het. Die pype word nou weer aangepas vir groter volume mense om hier te bly. Dan het ons die rioolplaas wat ook aangepas is vir meer mense. Want ek weet in Johannesburg, daar sekere dorpe daar. Ek self ken die Transvaal natuurlik glad nie baie goed nie, want ek is 'n Kaapenaar, maar ek vat nou daar's dorpe waar die infrastruktuur totaal ineengestort het as gevolg van mense wat van buite afkom, van Rhodesië, Zimbabwe, wat jy dit noem, en al daai lande wat nou daar sommer net kom plak. Hulle dreinstelsel kan dit nie hanteer nie. Hulle watertoevoer kan dit nie hanteer nie. Orania het voorsiening gemaak vir die goed. Orania is absoluut met al sy kundige ingenieurs. Hierso is dit mediese personeel wat miskien nou 'n bietjie dormant is, want hulle vat nou 'n ruskansie, maar hier sit van die beste sit hierso. Mense wat vooruit dink, ek bedoel ons regslei wat hierso sit, advokate, prokureurs wat hier bly, wat nou ook 'n rustige lewe hier vat en dit geniet. Ons het absoluut 'n fantastiese kom ons sê nou maar die verpleegindustrie. Hierdie mense wat in die ambulance rondry, mediese personeel wat ongelukke bywoon. Ek bedoel Orania gaan help dan glad as 'n ongeluk in Hope Town gebeur is wat daai mense nie eens kan hanteer nie. Ons veiligheidsstelsel hier is absoluut goed. Alles het plek vir verbetering. Ons moet nie ons blind staar in dit nie. Soos die tyd aanpas moet ons nou maar verbeter. En ek weet hier sit mense wat goed is ontwerp wat ons nou nie seker nie hier praat nie, maar wat goeie goed ontwerp het vir die landbou en so aan. Laat hulle maar eers hulle goed bemark en dan kan ons daaroor praat. Maar absoluut 'n fantastiese omgewing om in te bly. Ons sluit nie ons deure nie, is nie nodig nie. En as ons deure toemaak, is dit om die slange uit te hou. Wel en miskien om 'n bietjie hitte binne te hou. Dis nou in die middel van die middel van 'n koue winter nou. Clifford, ek weet dat jou die hele uitgang in die lewe baie Christelik gebaseerd is. Praat 'n bietjie, hoe sien jy jou Christenskap saam met jou Oraniaskap en jou boerskap en so aan? Jy weet, ek kan nog onthou, as evangelis het ek baie jare, nou kom ek maar van 1995 het ek Orania toe gekom. Toe was Orania maar nog 'n ou klein plekkie. Nie soos hy vandag lykie. Klein geluk was net fondasies wat toegegroei was en so aan. En ek het toe al gesien, die skrif leer ons dat ons onder ons eie mense moet bly. Veral 1 Timoteus 5 vers 8, hy wat vir sy eie mense nie sorg nie, is slegter as heiden. Dit staan so in die Nuwe Testament geskryf. En hierdie volk van ons is op Christenskap gebaseer. Ons vorige grondwet, wat die ou nasionale party ook gehandhaaf het, was Bybels gegrondeer, is gefundeer. Maar jy kan gaan kyk, as jy daar in ou Karoo plaas instap, dan ek dink dit is nog daar, die ou grondwet is daar by die restaurant Duquesne, hang die grondwet nog van die ou tyd, hang nog daar, as ek dit nie mis het nie, as dit nie al verwyder is nie. Maar hier is baie Christenskap of Christene in ons dorp. Daar is verskillende gelowe. Ek kan nie met al die gelowe mee saamloop nie, want ek glo in sola scriptura, dit skrif en skrif alleen. So as 'n mens bietjie daarvan afdwaal en sê nee, maar die skrif het nou eintlik hier verkeerd, dis so vertaal of so vertaal. Nee, dis Gods geïnspireerd. Hy sou gesê het, okay, nee, ons gaan nou daai ou Orania toe of Kaap toe of waartoe stuur, hy gaan nou die skrif nou reg vertel. Of selfs, julle moet na my profete luister en my predikante luister wat in Stellenbosch gestudeer het of in Wellington of waar hulle ook al. Hulle sal die waarheid praat. Nee, dit staan nie daar nie, want Christenskap kom met jou hart uit. Dis die skape wat na die herder se stem luister. Ons moet daar opbou en dan moet jy dit uitleef. Hoe leef jy dit uit? Vergewensgesind, 7 maal 70 keer 'n dag.
Dit is 'n groot ding om te vra van mense. Maar ons moet dit doen. Jy moet jou volksgenote se probleme, jou naaste, jou broer, jy moet dit op sy skouers dra. Dit wat hom seermaak, dra hom op sy skouers. As jy jou broer sien swaar kry, help hom. Moenie net die ouens help wat jy dink nou vir jou gaan terughelp nie, want ek het 'n oulike spotprentjie gesien. As jy vir iemand geld geleen het, gee hom 'n drukkie, maar jy gaan hom nie weer sien nie. So, skenk dit vir hom, moet dit nie vir hom leen nie, gee dit vir hom. Kyk nou mekaar, en dis wat Orania is. Orania is absoluut op hierdie Bybelse reëls. Kan ek sê, dit is die grond, die fondasie van Orania, is dit. Ek het hier baie mense al gedoop in Orania, maar dis nie 'n ding wat jy op jou mou mee loop. Kyk nou mense, kom almal nou na hierdie doopsessie toe nie. Nee. Dis 'n ding tussen jou en daai persoon in die allerhoogste, want hy het nou bekeer, hy het nou gesien, sy lewe was verkeerd, ons moet hom omdraai. Nou ek weet nie of jy die storie van die mot en die vlinder kan vertel nie. Vertel. Nou in Jesaja staan waar Jesus, God, sê vir Israel wurmpie Jakob. Nou Jakob se naam is na Israel verander. Hy het gestoei met God. Nou 'n wurm kom uit 'n eier uit soos 'n mens en dan lewe hy sy tydperk op die aarde. En nou hy het ook maar al die gevare, voëls kan hom vang. Gif kan hom doodmaak, dieselfde as mens. Maar dan gaan hy in 'n spesiale tydperk in die papie tydperk. En net soos ons mens wat afsterf, ons wat Christen is, weet ons lewe vir ewig. So jy gaan nou ook in daai doodsarea in. Ons noem dit nou maar die kus vir argumentsonthaalwe. En uit daai kus uit daai papie uit kan twee dinge kom. 'n Mot of 'n vlinder. Nou die mot se geskiedenis ken ons. Hy vlieg al om die vuur in die donker nag en dan val hy daarin en hy verbrand. Ek het selfs 'n liedjie ook daaroor geskrywe. Maar die vlinder, skoenlapper, hy fladder in die helder sonskyn, al die nektar van die soet blomme, daai soet nektar, en hy geniet dit. Nou in Galasiërs is een van die Bybelboeke waar al twee hierdie mense of hierdie tipe mense se karakters beskrywe word. Hoerery, kwaad, sleg praat van mense, al daai goed staan in Galasiërs 5. Nou maar dieselfde staan vir die vlinder ook liefde, lankmoedigheid, vrede, geluk, barmhartigheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing en al daai goed. Romeine 1 is 'n gevaarlike boek. Hy sê dieselfde wat hy verduidelik daar wat al hierdie motte doen. Maar dan sê hy daar op die laaste vers 30 is wat sê vir jou in hoofstuk 1 dat al doen jy dit nie self nie, maar jy gee goedkeuring daarin, gaan jy daai straf kry. Nou dit sal goed wees as ons volk wat nou motte geword het 'n bietjie meer kom leer in Orania van hoe om 'n vlinder te wees. Want jy sien, ons neem nie deel aan daai bosehede wat daar buite in die land is nie. Daai wat Romeine 1 vir jou sê, dat doen jy dit nie self nie, maar jy gee goedkeuring daaraan. Ek byvoorbeeld het gesien hoe ouers R1000 'n naweek vir 'n kind gee. Hy moet homself besig hou. Na die naweek, die ouers het nou self hulle partytjies gaan bywoon, brassery, soos ons dit noem, dan kom hulle terug, nou moet die kind maar weer by die skool wees. Dis die kinders wat uitvaagsels by die skool word, maar pa het geld. Ek bedoel, jou SASSA mense kry nie eens R4000 'n maand nie. So as jy mooi vat, dis R4.000-5.000 'n maand wat daai kind kry. Waarop spandeer hy dit? Dwelms. Dis jou grootste ding daar buite is dwelms. Van standaard 1, 2, 3. Min mense weet van kinders wat daaraan blootgestel word, want die ouer draai die gesig, want hy het nie tyd om na sy kind te kyk nie. Mamma wil werk, want mamma is ons belangrik. Waar is die dae, nee, wat 'n pa gewerk het? Hy het sy kind deur die skool gesit, hy het 'n huis bekostig, 'n kar bekostig, die kruideniersware gekoop. Ma was by die huis, ma die kinders uit die Bybel uit geleer. Die ma die kinders geleer wat haar ma geleer. Die kinders kon op vroeë ouderdom 'n kos kook. Waar's daai daar? Vandag werk ma, want sy soek 40-50.000 rand 'n maand, want dit is daar buite die salaris, ek weet dit. En pa kry 100.000 rand 'n maand, maar hulle vergeet, Jan Tax vat die helfte van daai geld, alles klaar.
So hulle kom met 'n bietjie huis toe, maar dit word op die Engelse woord, ek kan nou net daaraan dink, luxuries, weelde en daai goed gespandeer. Is dit reg? Is dit wat die allerhoogste vir ons gegee het? Ons kry seëninge deur kos op ons tafels, dak oor ons kop en klere in ons lyf. Dis ons seëninge. Dis waarna ons moet hunker. Ek het 'n Bybelstudie destyds geskryf jare terug oor hoekom ons nie geld mag najaag nie. Ons moet dit wegbly. Want daar lê vloeke daarop en die mense sien dit nie, maar buite in die republiek is al hierdie goed belangrik. Dit wat vir God nie belangrik is nie, vir Jesus nie belangrik is nie, is vir hierdie mense belangrik. En ek het nou ander dag na 'n swart profeet geluister, die 20ste Mei het hy 'n profesie oor Texas gespreek. Hy het gesê die mense is lou en daar gaan vloede kom en die mense gaan baie seer kry oor die vloede. Ons het gesien wat nou gebeur het. En ons moet pas op dat ons vloede, die een vloed is volke wat ons oorheers, nie erger raak vir ons volk nie, want onthou, die mense wil Amerika toe gaan. Daar's ander volke met ander manier. Daai kerke is teen ons gekant, absoluut. En die manne met die verskillende klere, reënboogkleure, vlaggies, hulle is nog net so aktief daar. En ek weet in Suid-Afrika gaan hulle sê, maar Seepunt is erg daar in die Kaap met hierdie vlaggies, hulle het nou hierdie gay bereid. Ek het altyd gedink, gay bereid, vriendelike parade, dis mos nie direkte Afrikaans, nie? Ja. En 'n meisiekie het vir my, die mense is baie welgesteld, het vir my gesê, sy kan nie nou met my gesels nie, want haar sponsor gaan nou vir haar bel. Ek dink, sy is bevoorreg, wat gee hulle vir haar Nike tekkies, of is dit 'n kleringstuk, wat is dit wat hulle gee? Toe moet ek hoor, nee, dis nou mense wat van dwelms afklim met nou 'n sponsor, en die ou kyk nou na hulle, of die persoon kyk nou na hulle, so dat hulle nou nie moet terugval en dis 'n statussymbool na buite. Is dit wat ons wil hê? In Amerika is daai goed dieselfde. Wil hulle maar nou net van die een mammon hoop terugkeer na 'n ander mammon hoop, want baie mense gaan nie met lief vervolg word nie. Kyk, ons boere word uitgemoor stelselmatig, die para en die pot wat ou Ramaphosa van gepraat het, is nou. Maar wat van in Amerika, waar meer liberaal is? Daai mense, hulle regs en ons regs is verskillend. As jy Bybels regs, ons kry dom regses en jy kry slim regses. Bybelregs is wanneer jy God se wette volg. Dan is jy regs, want hy sê gooi die net aan die regterkant. En toe hulle ons op baie visse van die beste van die visse daar uitgekeer. Hy sê ook die wyse se hart is na regs. Maar daai regs is polities regs. Onthou, dit is nie soos ons in waar jy volksgesentreerd is nie. Luister, daai onder die brein mense is fantastiese mense, veral hulle dink op hulle voete wanneer hulle grappies begin vertel. Jy kan nie glo wat so wonderlike taal gebruik, veral in die Weskus. In Makwaland en daai goed, suiwer Afrikaanse taal gebruik wat hulle daar het. Maar die manier, ek praat nie van die mense wat so vloek nie, dit ware in Makwaland doen nie daai ding nie. Maar hulle dink hulle snaaks. Maar die mooi kultuur wat daar uitkom, die kosse wat hulle maak. Kyk hier, bobotie, niemand maak dit soos 'n Kaapse Maleier nie. Ja. Koolkos of koolbredie, tomatiebredie, curryvis, is alles Kaaps Maleier se disse wat ons oorgeneem het by hulle, net soos Afrikaans wat 'n kombuistaal was wat uit Maleiers uit gekom het, en ons het dit natuurlik net mooier gemaak, maar hulle praat vandag nog Kaaps. My oorlede seun kon Kaaps praat. Daai tale van away en hos, ek bedoel daai goed. As ons vat, hulle die skryf, die manier hoe hulle geskryf was Arabies, maar die klank was Afrikaans. Ons het daai kulture ook, en ons kyk nie verby daai kulture nie, want hulle het 'n invloed gehad op ons kultuur. Soos die seevaders het 'n invloed gehad op ons taal vandag. Maar waar 'n beter plek om hy taal vorentoe te bring, as juis hier in Oranje. Ons is die heimat, soos wat die Jode sê, Israel is hulle heimat. Oranje is ons heimat. Ons moet wees, luister, ons gaan huis toe. Waartoe gaan jy Oranje toe? Ja, tuisland vir die boerevolk, ja. So, miskien net om soort van saam te vat, so
Dit was nou 'n lekker gesprek oor sê nou maar Christendom wat bietjie afgelei het. Maar as ons net terugbring na die hele kernboodskap waaroor ek en jy laasweek begin praat het oor dat mense Orania ten minste net ordentlik moet oorweeg voordat hulle Amerika toe trek en dit of enige ander plek toe trek of selfs net in Suid-Afrika bly. Want dit is nie vlugtelingstatus in 'n ander land beteken noodwendig die uiteindelike doodloop van jou kultuur. Jou Afrikanerskap, al het jy dit en miskien jou kinders nog, gaan teen die tyd by jou kleinkinders kom in Amerika, dit is net nie prakties en jy gaan nie meer 'n Afrikaner boere kultuur in hulle kan hou nie. Argentinië is ons nou 'n goeie voorbeeld. Argentinië, die boere wat soontoe getrek het, wat nie onder die Engelse wou staan nie. Die boere wat gestaan het onder die Engelse, ons onthou, dit was die Vrystaat en die Transvaal, dit was die Boererepublieke, Natal was weggevat deur die Engelse en toe die Engelse die Kaap gevat. Maar Dr. Verwoerd het gemaak dat ons weer daai hele land terugkry, die Kaap, Natal, Vrystaat en die Transvaal. Ons het alles teruggekry. So ons moet net geduldig wees. Ons moet geduldig wees. En ek wil ook sê as mense Orania toe kom, hulle moet eers kom kyk, die industrie kan hier werk. En as jy hom nie nou die prentjie sien dat hy kan werk nie, dan maak ons hom werk. Want daar is maniere, ons is Afrikaners man, ons maak 'n plan. Jy bou om 'n ding. Kyk, as ek, om saam te vat, as ek ook alles hier moet verloor, dan is dit mos nou voor die hand lig, dan moet ek mos nou ook weggaan, want ek kan nie terug gaan Kaap toe na ons plaas in die Kaap nie, daar sal ons vermoor word, en ek weet presies, ek bly in 'n area, daar onder Constantia en daai plekke, wat baie gevaarlik is, min mense weet hoe regtig gevaarlik, want dis waar al hierdie bende geweld plaasvind, hulle neem al daai plekke oor. So, dan sal ek mos nou maar ook Amerika toe gaan, maar het die mense alles verloor? Dis die groot vraag wat ons moet vra, en voor jy daai roeping, of calling soos hulle sê, ag jy op, kom eers Orania toe, vergeet eers gou al die negatiewe goed wat mense gehoor het en gesê het, kom kyk eers self, kyk hoe jy jou besigheid hier kan beplan, hier's baie ruimte vir baie goed, en kom praat met die mense wat kundig is, hier op Orania, kom ons maak plekke vir mense. Ek verstaan, hulle sê die huise is baie duur hier, maar ons moet ook onthou, ons betaal alles uit ons sak uit. Die staat gee nie vir ons die geld om die goed te doen nie, maar daar is mos opsies ook. Jy hoef mos nou nie 'n duur huis te koop, jy kan mos nou enigiets anders doen, daar's mos baie maniere, jy kan in Canberra gaan bly as jy wil, daar's baie maniere, maar laat ons mense konsolideer en saambring, maak ons net sterker. Dis tog wat fasisme beteken, om 'n mooi beskrywing van fasisme te gee, as jy 'n stokkie vat en jy breek hom, dis nie fasisme nie, maar as jy klomp stokkies saamvat, probeer hom breek, dis fasisme, dis die ware betekenis van dit, wat mense natuurlik nou net, hulle dit verdraai, die betekenis daarvan. Goed, Clifford, baie dankie vir die geselsie. So ek sê, mense moet maar vergewe, dis ons eerste episode en die hele formaat sal nog verder ontwikkel, maar ek dink dit is 'n baie goeie begin wat ons gemaak het. So dankie dat jy hier was. Baie dankie, en hulle moet maar net Sefanja 3 vers 9 en 10 en Jesaja 18 gaan lees by die huis. Dit moet hulle bemoedig. Baie dankie.